Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens kraambesprekings en Christel Cornelissen is vir die eerste keer in 2026 op ons Geelbank. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Môre. Terug. En dis so lekker om jou terug te hê met Was ons interessante nuus. Dis die vraag, nee. Maar jy bring vir ons interessante nuus. Ek weet nie of dit goed of sleg is nie. Volgens die minister begin ons met goeie nuus Nee, maar vanoggend. interessant is nooit goed nie. Dit is soos as iemand nuwe hare het en dan sê dis interessant. Dit is nie. Okay. Maar volgens die minister is hierdie goeie nuus, Christel. Ja, en vir baie matrieks is dit ook goeie nuus. Dis die afsluiting van 'n baie lang loopbaan. Nou begin 'n nuwe toekoms, maar nou eers by die punte. So vanoggend 6:00 is individuele uitslae begin bekend gemaak en gisteraand het die minister 'n oorhoofse oorsig gegee van hoe dit met ons gegaan het. So die grootste groep nog wat geskryf het en die slaagsyfer is die beste nog. Nou dit is ek wil maar vir julle sê die provinsies KwaZulu-Natal het die hoogste een. Regtig? Ja. Dit verbaas my. Gevolg deur die Vrystaat, Gauteng in die 3de plek, Noordwes, die Weskaap 4de wat sommige mense dalk sal verbaas want Gauteng en Weskaap se plasing is my verdag, Ja. maar wat ek is dit voel altyd vir mense iets in die Weskaap is beter, maar hulle is nou daar, Noord-Kaap, Mpumalanga en Limpopo. So meer as 900 000 leerders wat die eksamen afgelê het. Ek dink is 'n slaagsyfer van 88% is iets om op trots te wees. Dit is 'n verbetering van verlede jaar of die vorige jaar se. Nie 'n enorme verbetering nie, dit was 87,2 something verlede jaar. Maar 'n mooi prestasie. Baie geluk aan die matrieks wat goed gedoen het. Die minister sê ook as jou punte nie lyk soos wat jy dit wou gehad het nie, dis nie die einde van die wêreld nie. En ek dink baie van ons wat hier sit en kan terugkyk, sal weet daai punte is nie die einde van die wêreld nie. As jy nou daar sit en jy wonder wat nou, waartoe, dan voel dit bietjie vir jou, jy weet, asof jy oorweldig is. Maar dit is nie, daar's wonderlike geleenthede daar buite as mense dit aangryp. Een van die bronne van kommer wat hulle oor verwys is die deurvoersyfer of die uitvalsyfer tussen graad 10 en graad 12. Met ander woorde leerders wat uitval in daai tyd. Kyk, so ons plaas 'n baie groot klem in Suid-Afrika op matriekuitslae. Jy weet, en baie keer dink ek is dit 'n bron van kommer. Jou matriekpunte is geweldig belangrik want dit maak vir jou deure oop na verskeie rigtings. Maar ons moet nie kinders langs die pad verloor, dink ek, omdat ons so gefokus is op 'n skool se 100% slaagsyfer. Jy kan nou sê, weet, met een kind enetjie vir die span vat sodat ons 'n 100% slaagsyfer het. Ek weet nie of moet ons dit so sien nie. Ek sê soms met jou, ek dink ook dit is kommerwekkend om dit deur te kry, maar ek dink daar's nog baie gebreke in die stelsel. So ons kan ook praat oor die gebreke in die stelsel van hoekom val 'n kind uit tussen graad 10 en 12? Het hulle die nodige ondersteuning gekry? Is daar die nodige boeke, is skole naby? Verstaan, moet daar 50 kinders in 'n klas wees? Verstaan, help dit die kind wat sukkel in die eerste plek? Nee, dit doen nie. Geen onderwyser kan vir 'n kind van 50 klasse of 50 kinders in 'n klas skool gee nie. So ek dink die stelsel het nog gebreke en is iets wat ons gaan moet aanspreek sodat ons kan seker maak dat elke liewe kind in ons land deur die stelsel kan kom en ordentlik deur die stelsel kan kom. Want ek dink daai debat bly ook daarvan, is 30% hoog genoeg as 'n slaagsyfer? Ek weet dit is weer hier genoem en is heen en weer en ons kan sê dis baie laag en dit is. Maar ek dink die stelsel is soveel meer gebreek as net die 30% slaagsyfer van goeders wat ons moet aanspreek. Ja, mens wil nie hê individuele leerders moet vir daai gebreke 'n prys betaal nie. Ek gaan dit maar erken op TV. Ek is baie skepties oor hierdie syfers. Ek sit en dink aan hoe mense wat in gevorderde skole in die metro areas sukkel om hulle kinders aan die leer te kry en reg en hoe die kinders deurkom met harde werk. Dan wonder ek hoe kry leerlinge in skole veral in plattelandse gebiede waar die onderwysers soms nie eers in die klas is meeste van die tyd nie. Hoe kry hulle dit reg om so maklik matriek deur te kom? Dan wonder ek soms oor die syfers. Ja, my wonder oor die syfers, is dit leerders se vasbyt, se rarige vasbyt of is daar vrae oor die akkuraatheid van die syfers? Nou ja, dit goed word getoets hierdie kant toe en daardie kant toe. Ja. Ek gaan nie op TV dit sê nie. Nee, niemand, dis my ding. Niemand wil dit ooit sê nie. Niemand wil dit ooit erken nie. Ek wonder of Mr. Sifiwe Mkwaruba 'n lekker bonus gaan kry omdat hierdie syfers beter is as die vorige jaar se. Ek vra maar net.
Maar dis maar net my opinie. So Peer. Ja, so skiet tog ek is baie skepties oor ons matriekuitslae. Ek kan hoor, luister, daar leemtes is, dat daar gebreke is 100%. So een van die ander goed is, die kinders wat die tegniese vakke wil neem nie, ek wil nou die naam onthou, dis iets van deure oopmaak vakke, dis die wiskundes en die wetenskaps. Ja. Hulle wil nie dit vat nie. Want jy moet onthou, dis moeilik. Dis moeilike vakke, ja. Dis moeilik. Dit is nie iets wat vir almal laat kriek nie. Weet hier sit ek verstaan nie hoekom jy nie verstaan hoekom 'n ding met los of vas geskryf word of 2 R'e en 1 L en weet julle is hier dalk meer skepende mense en vir iemand anders maak wiskunde sommer almal van ons maak wiskunde nie sin nie. Ja. En dis ook een van die bronne van kommer is dat kinders nie die tegniese vakke wil doen nie. Hulle doen wiskundige geletterdheid, maar nie tegniese wiskunde of wil nou sê gewone wiskunde. Ja. Selfs gevorderde wiskunde. En dit is 'n bron van kommer want ons het daai mense nodig om vir spesifieke velde. Soos wat ons almal nodig het, weet ons het mense nodig wat weet of jy 'n ding los of vas moet skryf, nie dalk so baie soos iemand wat wiskunde of wetenskap slaag nie, maar weet soos wat ons skepende mense nodig het. So dit is 'n bron van kommer. Dan een van die ander berigte wat ons gister by Marula gedoen het was die Noordwes Universiteit wat sê hulle het oor die 400,000 aansoeke gekry vir eerstejaarsplasing, waarvoor hulle 11,800 plek het. Hulle het 400, daar's nie 300, 400,000 maar daar's net 300 en iets wat Ja, jy weet maar daar's nou baie leerders daar buite wat nie noodwendig verlede jaar gematrikuleer het nie, maar wat wil gaan verder studeer. Daar's eenvoudig nie plek vir hierdie mense nie. So ons moet rigtings vind om hulle in te plaas. So as jy praat van gebreke in die stelsel, ek dink dis een van daai goed, jy weet ons almal dink 'n kind of 'n jong mens moet universiteit toe. Jy moenie universiteit toe nie. dis nie 'n moet nie. Jy moet nie. Dis 'n voorreg. Dit is 100% 'n voorreg en dit is ook nie vir almal nie. Dit moet ook nie vir almal wees nie. Ek het iemand nodig om werk te doen, jy weet, soos in die wêreld in die gang hou, soos ons krag byvoorbeeld, maar ons gaan nou verder oor daardie elektrisiteitskwessies gesels. Kom ons praat eers oor die DA se tit for tat issues. Ek sê die Engelse nou maar ja. Ubergate. Jy het, nee ek het, nee jy het, nee, is daar duidelikheid? Wel, hulle het nou 'n ondersoek gedoen. Dit het onder meer gewendel die ondersoek oor die partyleier John Steenhuisen se persoonlike gebruik van sy partykredietkaart. Daar was baie grappies oor, was eintlik bietjie snaaks nie. Dat hy dit onder andere gebruik het om Uber Eats te koop. Nou, hy sê dit was ligte mistytjie gewees en alles is terugbetaal en dis gerekonsilieer en so daar was nie ek wil sê malice, jy weet daar was nie skelmgheid by betrokke nie. En ek dink dis reg dat hulle die ondersoek doen. Hy is ook 'n openbare amptenaar, hy is 'n partyleier. So mense wil weet of is hy daarin verantwoordelik met die verantwoordelikhede wat hy het, selfs al is dit net 'n party kredietkaart. Nou so hulle het gesê, okay, hy moes dit nie gebruik het nie, maar hy het, maar alles is terugbetaal soos wat dit gedoen moes word. Dan was daar ook Dion George, julle onthou, daar was klagtes by die openbare beskermer gewees. Willie Oukamp het nou die dag ook 'n klagte ingedien oor daar lê 'n verkiesing voor, daar lê 'n leierstryd voor. Daar gaan nou maar wat die Engelse noem squabbles wees. Steenhuisen is, jy weet, hy's van wangedrag gekleer. So vorentoe nou. Hulle het ook gevra asseblief kan ons nie hierdie goed in die openbaar doen nie. Ja. Was jou was goed daar waar niemand dit sien nie. Ja, agter geslote deure. Ek weet nie. Dit lees lekker. Natuurlik. Weet jy ons almal maak foutjies? Hoe moet jy dit noodwendig van die maatskappy se kredietkaart maak? Ek dink nie so nie. Maar ek dink dit is goed om te weet dat hulle tot 'n mate dan nou deursigtig is oor wat hier gebeur het. Want daar was baie vrae gewees. Dion George en John Steenhuisen. Die twee se sal mense sê vriendskapsverhouding is nogal redelik dinamies. En wil mense sê is aan die wortel amper van hierdie interessante woordkeuse. Ja, met die verkiesings wat nou interne verkiesings wat kom by die DA is dit sou al van die beginplek, die wortel van die kwaad eintlik nadat Dion George ook openbaar so skielik van sy ministeriële pos onthef is. Ja. Is hier so 'n bietjie suurdrywe? Okay, goed, ons mag ook nie sê nie. Kristal weet nie. Luister, hierdie is mense wat invloedryke posisies beklee. Weet en wil jy dit sommer weggee? Wil jy nie ek moet nou daar kom sit waar jy sit? Nee, ek wil my job is my job. Jou job is jou job. Ja.
Ek geniet dit, ek kry koffie elke môre. Jy kan vir hom hou. Ja. Kristal, oor na die MK-party wat weer eens veranderinge het in leierskap. Dit is die vreemdste ding hoe hulle net chop and change. Maar hulle is baie demokraties. Is dit? Ja, hulle stem mos vir poste en leiers en alles. Jy nog aan, jy's nog moeg. Weet ek het gedog hulle doen. Nee, ja, goed. So hulle het nou nuwe skommelinge, ou skommelinge, dieselfde skommelinge. So Brian Molefe is die nuwe tesourier-generaal van die party. As Brian Molefe vir julle 'n klokkie lui, daar's die klokkie. Kraai en Brian. Kaching. Ja. So ek dink Transnet. Ja. Wow. Dink die openbare beskermer se bekende State of Capture report. Ja, dink staatskaping. Daai Brian Molefe. En hy is die MK tesourier-generaal. Hou hulle beursie vas. Dit is presies wat 'n tesourier-generaal doen. Wow. Ek dink dit is goed dat mense iemand het wat na bewering kreatief met geld kan Okay, werk. goed. Het jy dit mooi gesê? Ek hou daarvan. Ek dink dit is so. Dan die hoofsweep is Colleen Makubela. Sy's net heeltemal uitgeskop. Toe ek sien Colleen Makubela is as hoofsweep uitgeskop. Toe ek soos ek is ook moeg soos Peer want ek kon sweer sy is van tevore. Ja, sy was besul. Sy was. Toe is John Sloppe het haar uitgeskop. Ja. O, ja, Dis ja. Des van Rooyen aangestel. Nog 'n beursie vashouer. Ek weet nie, dis Des van Rooyen uitgeskop en Colleen is teruggebring, maar Colleen is nou weer weg. En dien julle word. Ek weet ons kan volgende week weer praat dat Des dalk terug. Maar dis reg. As jy voel of jy nie kan kophou hier nie, dis moeilik. Is daar enige berig oor wie hierdie besluit neem? Is daar 'n raad? Is daar 'n kommissie binne die MK-party? Is dit Kyk, ek dink uiteindelik is dit maar wat number 1 sê. die oppergesag? Ja. So ek dink uiteindelik is dit maar op sy aanbeveling Okay. wat die finale besluit geneem word. So daar is dalk insette van ander mense, maar ek laat my nie vertel, ek dink dis 'n luister wat hierdie vir jou sê, weet ons kan nou hier sit en grappies maak daaroor. Is as jy vir 'n party stem, wil jy tog vir bestendigheid stem. Ja. En hierdie skep eenvoudig nie die beeld van bestendigheid nie. En jy kan sê, maar jy weet ons is deursigtig en demokraties en ek dink dit is mooi woorde gebruik vir 'n gerondval. Ja. Julle onthou van hulle LP's is ook ewe skielik net weggejaag. Jy weet hierdie is mense wat ons uit die parlementêre dorpie moes kry wat nie wou gaan, hulle is hof toe oor hulle lidmaatskap. Mense wat jy moet Hierdie- verteenwoordig. Ja, hierdie skep nie vir my 'n beeld van bestendigheid, van betroubaarheid. As daar so 'n grondvaller is, nie die mense hierbo kan eers besluit wat aangaan nie. Vir jou as 'n kiezer hier onder, wat sê dit vir jou? Maar jy moet self besluit wat dit vir jou sê. Ja, as 'n mens nou regtig moet vir jou as 'n kiezer, dan dink 'n mens aan mense wat besluite geneem het in verkiesings en jy sien een van ons kameramanne het per ongeluk vir die verkeerde span gestem met hom en vanmôre erken toe hy die Pretoria se plaaslike verkiesing moes doen. Maar voor ons daarby uitkom. Die arme kameraman. Sorry man. Al seker dit. Maar nou moet ons praat oor beerdkrag. Watter beerdkrag? Ja, ons elektrisiteitsvoorsiener Eskom sê hey, daar's dan nou 'n mooi tyd wat nou deur is en ons Dit gaan nou verwag- lekker. Dinge loop nou mooi. Ja. En hier aan die begin van die jaar is dit altyd mos net maar bietjie kommerwekkend want al die nywerhede kom weer aan die gang, almal gaan terug skool toe, weet almal bak weer hulle koeke en hulle koeksusters. Maar Eskom sê ons is op die beste plek in jare. Ek sien hierdie een, ek dink dit was gister wat hulle gesê 241 dae sonder. Die feit dat ons dit moet tel, julle. 241 dae. Ons is baie bly. So ons is 242 dae sonder beerdkrag nou. Dis baie goeie nuus. Hulle praat van 4400 megawatt se kapasiteit. Die steenkool aanlegte, hulle doen baie beter, minder uitskoppings. So hulle sê hulle het baie gevorder in die laaste jaar. So hulle gebruik minder diesel en alles. So nou gaan dit baie Minder goed. diesel. Ja. Ek het sou verwag Ja, dat want die kyk, dit oop was nou die nood op gasturbines. die diesel is eintlik vir die Ja. noodopwekking. Ja, want kyk, ons moes nie vir die oop gasturbines in die gang gehou heeltyd net. Ons het vir hom laat loop. Ek het gedink dit is nou alweer oop. Wel, dis vir my nuwe nuus. Ja. Ja. So wat hy noem is hy praat van long term gain, short term pain. So dit was nou daai wat hulle
die instandhouding moes doen. My gevoel is daar soveel oë op Eskom gewees die laaste ruk. Alles van die polisie tot die spesiale ondersoekeenheid tot die valke en alles, almal het ondersoeke gedoen by Eskom. So ek dink mense het moontlik, en ek praat nou korreksie hier, bietjie minder weggedra by Eskom as van tevore. So moontlikheid. En ek dink 'n mens kan die verskil in Eskom se prestasie sien wanneer daar bietjie fyner gekyk word na wat daar aangaan. Maar dink jy ons gaan daai selfde prestasie op munisipale vlak sien? Want ek jammer, ek is bly Eskom is nou 241 dae sonder weerkrag. En dan jou vriendelike munisipaliteit, hulle los nie veel af. Ek kan nou net praat oor Gauteng want dis nou waar ek woon. Maar as jy nou praat van plekke wat al van die 26ste Desember af sonder krag sit. Ja. Daar's nou ander plekke wat ook nou al vir 6 dae weer sonder krag is. Nou vra ek vir jou. Hoe is dit moontlik as die Tshwane Kom ons praat oor Tshwane. Ja. Kom ons praat oor Tshwane. Iemand privaat moes inkry om te kom help met die beerkrag want hulle kan dit nie oplos nie. Hoeveel dae was daai? Jennifer, was dit 12 dae? Ja. Wat hulle gesê het, goed, ons gaan nou 'n private kontrak hê. Wat in die 12 dae tot dan gebeur? Hoekom het hulle gesê hulle gaan 'n privaat kontrakteur kry? Want die inwoners van Eastland, ja. En ons kan dit nou maar lig praat. Die inwoners van Eastland was gatvol geweest om in die donker te sit met niemand wat vir hulle behoorlike terugvoer gee nie. Geen daadwerklike ooglopende poging om hulle probleem op te los nie en toe het hulle die strate ingevaar. En ek dink 'n mens met daai vlakke van keelvolgheid moet jy nie onderskat nie. Ek dink dit is gevaarlik hoog. Dit is mense wat gewoonlik op hulle WhatsApp groepe sou sit en kla, wat opgestaan het en straat toe gestap het en gesê tot hier toe en nie verder nie. Julle gaan ons krag kom aansit. En ek dink dit is iets wat ons toenemend op plekke gaan sien waar dit nie van tevore dit kan dalk lelik raak. Mense moet oppas daarvoor. Ek weet daar's privaat mense wat nou in die afgelope dag of 2 gesê het, as julle nie die werk kan doen nie, ons sal heen en weer ry op ons eie onkoste om toerusting op en af te ry en julle te help, maar magtig, ons kan nie so aangaan nie. Dis ons hoofstad. Die Metroraad is bekend daarvoor dat hy nie regtig graag hulp aanvaar nie. Dis ons hoofstad. En ek is bereid om te sê dat die kragnetwerk in Suid-Afrika se hoofstad besig is om in mekaar te stort. Dis waar ons nou is. Ja, en ek dink die probleem is ek's daai persoon wat nou 'n dag sonder krag gesit het oor die naweek en ek is nou ook nou al. En dit was nie krag was gister weer af. En dis ek sê sin, okay, maar hoeveel keer moet jy hierdie een dag af hê tot jy gaan dis nou genoeg. En eintlik wil ek net hê mense wat aan die poste is, die metro moet werk want dis waarvoor jy betaal word. Doen net jou werk. So dis nou mooi dat Eskom se beerkrag verby is. Ek's baie bly. En dan praat ons nou net van Pretoria waar ons weet waar die klein dorpies nog erger sit. As ek eendag met iemand gepraat het op dit dorpe Limpopo wat gesê het haar ouers gaan trek. Weet hulle bly eintlik hulle groot deel van hulle lewe daar. Hulle kan eenvoudig nie meer met die dienslewering nie. Jy weet, en jy praat van dienslewering, daar is nie dienslewering nie. Nou ons hier sit die 3 van ons. Dit voel vir my amper asof die regering wat ons tans by Tshwane Metro het, eenvoudig 'n traakmanie-agtigheid het teenoor belastingbetalers. Ja. My rekening word elke maand ten volle betyds vereffen. Ja. En ek kry nie die vlakke van diens, ek dink wat daarmee gepaard moet gaan nie. Die raadslede loop op en af. Ons raadslid loop met haar voete om te gaan kyk, probeer uitvind was dit 'n kabel wat gesteel is in 'n poging om hierdie proses te versnel. En dis nie hier raadslid se werk nie. En mense raak geweldig kwaad vir die raadslede, weet hoekom doen jy niks? Wat gaan jy doen? Hulle is uitgelewer aan die amptenary aan daai kant. Ja. Weet mense wat tot op 'n Sondag aan 10:00 argumentsalwe werk, maar op 'n Vrydag nie uitkom nie. Dit skep vrae oor gaan dit oor oortydbetaling, gaan dit oor gebrek aan kapasiteit. Dat ons 'n probleem hier het is eenvoudig so. Ja. En ek dink 'n mens moenie onderskat hoe kwaad mense hieroor is nie. Mense wat gewoonlik net dit sou sluk, is nie meer daar nie. Nee, ek dink genoeg is genoeg. Doen jou werk. Andri sê ons het plek daar aan ons garage vir 'n paar tyres. Vir ons motor natuurlik. Ja. Christel, op daai wonderlike noot is almal vir ons tyd en vandag. Dankie vir die saamgesels. Dankie kollegas. Dit is Christel Cornelis en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.